Goeiemiddag, middag. Yes, ek is opgewonde oor hierdie boodskap. As jy 'n ouer is, wat 'n tienerseun of dogter onder jou dak het gedurende hierdie lockdown, vra ek dat jy die foon vir hom vat en hierdie video vir hom of haar gaan speel. As jy iemand onder jou dak het wat slimmer is as Google, vra ek jou, gaan wys hierdie video vir hulle. Yes, ek het vanoggend wakker geword, en toe dink ek aan die tieners, toe dink ek aan die matrikulante, die graad 12 leerlinge wat se lewens uit mekaar uit moet val. Ek dink terug aan toe ek 'n tiener was. Ek dink terug, as jy die manne wat hierdie jaar moes Kruimenweek speel. Kruimenweek wat daar nie is nie. Daai mannetjie moet dink, die lewe is verby. Sien, as tieners dink ons nie aan 10 jaar of 5 jaar of 2 jaar vooruit nie. Ons dink aan volgende naweek. Dalk aan volgende maand. So die Kruimenweek wat weg is hierdie jaar, voordat ons sy lewe in mekaar intuil. Van julle moes atletiek gedoen het. Jy wou jou SA klere gekry het vir 'n sportbeurs. Jy wou akademies, wou jy 6, 7, 8 onderskeidings gekry het van julle meisies. En jy weet nie of dit gaan moeilik wees, gaan moontlik wees gedurende hierdie lockdown nie. Van julle mis net verskriklik die vriende wat jou verstaan. Jy het 5 weke of 6 weke laas daai maatjie gesien of daai meisie gesien wat jou regtig verstaan, wat jou diepste geheime ken. Ek kan dink julle voel dat julle lewens in mekaar intuimel. Sjoe, ek wil jou 'n bietjie hoop gee. Ek wil regtig. Ek wil jou 'n bietjie advies gee. Soos jy tussen 13 en 18, 19 is die boodskap vir jou. En ek wil eers praat met die jong tieners, die nuwe tieners, die vars tieners. Jy wat hierdie nuwe ondervindinge nou gaan beleef. Ek het my eerste ontmoeting. 1992 het ek my eerste ontmoeting met Liewe Jesus gehad. Ek is bitter spyt dat dit net vir 'n kort rukkie was. Maar dit was my heel eerste ontmoeting, waar ek nou kan terugdink en weet hy was by my. En ek het net 2 goedjies gedoen. Ek het my Bybel in die aande begin lees. Ek het daar by Spreuke, het ek lees ek net so deur. Ek het op my bed, langs my bed geval, en ek het vir Jesus gebid. En toe ek myself weer kon kry, het ek redelik verander. My gemoed het verander, my gedagtes het begin verander. Sjoe. Ek wens ek kon daai gevoel hou deur my hele hoërskoolloopbaan. Dinge sou soveel anders gewees het. So my advies vir julle nuwe tieners, jong tieners, is begin 'n padstap met Liewe Jesus. Kry hom in jou hart. Begin sy Bybel lees. Begin jou Bybel lees. Begin met Liewe Jesus gesels. Want as jy nou al op die pad kan klim wat hy vir jou beplan, jy gaan groot dinge in jou lewe bereik. Groot. En vir die ouer tieners, ek het julle nou vertel, dat ek die eerste keer Liewe Jesus ontmoet het toe ek in graad 7 was. Maar ek het ook gesê dat dit net vir 'n kort rukkie was. En ja, ongelukkig was dit. Want toe ek hoërskool tref, toe skuif ek vir Liewe Jesus op sy. En ek gaan doen die dinge wat die mense rondom my doen, en ek gee niemand die skuld nie, is my eie skuld. Op 14, 15 begin ons rook, aan die boonste regterkantste badkamer, agter die fietsloods,
vat ons die twakkies, nie lank nie. Toe begin ons drink. Naweek op naweek, hier so 15, 16, drink ons daai kort geel blikkies kasels, kaste uit. En nie lank nie. Toe begin ons met seks en losbandigheid. En joh, het breek my hart om te dink die pad wat ek geloop het. Die pad wat ek geloop het, versus die pad wat ek kon loop. Die pad wat ek gekies het, die maklike pad wat ek geloop het, versus die moeilike pad wat liewe Jesus vir my gehad het. Ja, ek kon het so anders gehad het. Maar, so ja, ons doen alles wat verkeerd is, maar daar's kere wanneer ek so bietjie neig na liewe Jesus toe, wanneer dinge uit mekaar uitval. En dan help hy my, het my nooit verlaat nie, hy was by my. Ek was akademies nie baie sterk nie, maar op die sportveld het ek floreer. Onderhoofseun sport gewees, Kruiwenweek rugby gespeel in 1998, SA Skole Akademie gespeel in 1998. So, dinge was klop tusselboom het ek gedink. Maar die kere wat ek vir Jesus op sy geskuif het dit in mekaar getuimel. Ek wil met julle net hierdie een ding deel. En vat dit nou maar van iemand wat hierdie paadjie al geloop het. Of nie. Ek bid dat hierdie boodskap jou sal raak. Ek glo dat ek moontlik dalk hoogtes kon bereik in rugby. Ek het saam met 'n paar groot name rugby gespeel, of in besigheid of in wat ook al. Ek nie gaan swat of sulke goed nie. Ek het 'n sportsbeurs gehad, maar ek het nie die Here by my gehad nie, so dit het nie gewerk nie. Daar's net een ding waaroor ek spyt is. Ek is nie spyt dat ek nie hard geoefen het en 'n springbok geword het nie. Ek is glad nie spyt daaroor. Ek is nie spyt dat ek met my atletiek, met my spiesgooi dalk my SA-klere en sulke goeders gaan doen het, of hoogspring of wat ook al, of dat ek is nie spyt dat ek vrek hard geleer het en dalk na universiteit toe kon gaan en 'n graad kry en 'n beter werk of sulke goed nie. Ek is nie spyt daaroor. Weet jy waaroor is ek spyt? Dit net een ding. Ek is spyt dat ek nie vroeër vir liewe Jesus in my hart gekry het. Dis my grootste en enigste spyt. Net dit. As ek vir Jesus vroeër toegelaat het in my lewe, yes, dit sou anders gewees het. Nou wat Jesus moet doen is, nou dat ek my lewe vir hom gegee het, nou moet hy gebruik wat hy kry. Dit wat ek hom nou gee, ek het hom alles gegee. En nou gebruik liewe Jesus my, en ek hoop hy gebruik my vandag, om net bietjie op jou hart te kom lê. Dat jy hierdie ding nie kan aanpak sonder hom nie. Jou lewe eindig nie nou as gevolg van COVID-19 en die dinge wat gebeur nie. Jou lewe eindig nie omdat jy nie kan kruimie bespeel hierdie jaar nie. Jou lewe eindig nie omdat jy die dinge hierdie jaar wou bereik het wat jy wil bereik nie. Jou lewe eindig nie omdat jy jou meisie of jou boyfriend 5 weke laas gesien het nie. Jou lewe begin nou. Yes, dit is exciting as ek dink wat voor jou lê. Maar dit gaan net exciting en awesome wees as jy dit saam met liewe Jesus doen. As jy dit op jou eie gaan aanpak en gaan wil aanpak soos die wêreld wil hê jy moet, gaan jy vir jouself baie seer op die lyf bring. Hierdie lewe gaan van jou druk en squeeze totdat jy knak. My gebeur. So jong man en jong nooi, ek wil julle vra, gedurende hierdie tyd, hou fokus op wat kon gewees het en fokus op die maatjies en die liefde, maar kry fokus by liewe Jesus. Kry Jesus in jou hart. Kom in sy woord. Dit is die een grootste ding wat jy in jou lewe sal doen. So, ek is lief vir julle. Jou mamma en papa doen wat hulle kan.
Wees dankbaar. Wees baie dankbaar. Sjoe, die Here is lief vir jou. Hy is lief vir sy kinders. Hy wag vir jou met oop arms. En as jy nie weet hoe om dit te doen nie, is eenvoudig. Gaan na jou kamer toe, maak toe jou deur. Kyk weer hierdie video. Gaan op jou knie langs jou bed. Dan sê jy, liewe Jesus, ek is jammer. Ek was nie deel van jou plan tot en met nou toe nie. Maar liewe Jesus, ek gee my lewe nou vir jou. Kom woon in my hart. Kom woon in my hart. Kom vul my met jou gees. Vergewe my. Ek is U. My lewe is in U hande. En ek beloof jou. Ek waarborg jou. Ek sien jou brief skryf en daarop teken dat jy 'n vol gelukkige lewe sal hê, vol vrede en vreugde. Die Here se seën gaan met ieder en elk van julle. En hy is so lief vir jou. Bless julle. Everybody, bye.